jy wil jy moet overthinking man. Because overthinking is net iets wat 'n spirit is, guys. Overthinking is 'n spirit, depressie is 'n spirit. As jy bang voel, hy's 'n spirit, guys. Dan moet hy overcome. Nou die enigste rede, die enigste way hoe jy dit kan overcome, guys, is om dit te face. As om te confront. As om te sê, nee man, ek is sterker as dit. You know? En daai is die goed, guys. As jy voel, nee, dis die regte somies vir my nie. Dis die regte meisie vir my nie. Maar jy gaan nog steeds by die meisie bly, of by die somies bly. Van hulle compliment vir my altyd. Hulle sê altyd goeie dinge van my. Maar agter jou rug weet jy nie, hulle sê slegte dinge van jou nie. Audio Jungle. Hallo daar, guys. So vandag se video as ek dingetjie is important, guys. You know, dingetjie was baie mense nie besef wat hulle verkeerd doen nie, wat fout is, like die ding wat vir ons onderkry, guys, is die tyd wanneer ons besef ons iets doen nie. Guys, wanneer ons in die mees gevaar is, guys, because as jy nie gaan besef jy doen iets verkeerd nie, dan is jy in die mees gevaar. Ek sê dit vir my nou, guys. So guys, voor ons ingaan, guys, in die video, maak seker jy like, comment en subscribe, guys, because hy is important. As jy nog video's wil sien van my, hy is important wat jy daai moet doen, guys. Asseblief, guys, wat because ander mense moet ook die video's sien. En net jy alleen, neem op selfie wys. So vandag, guys, praat ons nou oor die mindset. Overthinking, guys. Nou, baie van ons is makliker om te overthink. Like, ek vind dit baie difficult sometimes, man, om te overthink. You know? Because jy kan enige moment kan jy overthink. Enige moment kan jou mind spring. Van 'n happy moment af na 'n bad moment toe. Daai is hoe vinnig ons mind is, guys. Nou, guys. Ons begin sommer straight in die video, guys. Nou, die topic van die video is, guys, om te hoe hou jy op om te overthink? Jy moet sommer mind af te sonder van die bad ding af. Jy moet mind af te sonder van die een, like, as jy een doel het, as jy een goal het om te doen, dan gaan jy mos jy overthink. Want jy weet nie wat moet jy doen. As jy clear instructions gekry het van jou baas af, by die werk, as jy clear instructions van hom af gekry het, dan weet jy mos wat om te doen. Jy gaan nie nog hol en dwaal, jy gaan nie nog winkel toe gaan en die werk toe gaan. Like, jy kan obviously nou landstee, ja, maar ek praat nou van as jy 'n goal gekry het, as jy 'n visie gekry het, as jy 'n plan gekry het van jou baas af by die werk, né? Nou, ons almal het mos 'n baas, 'n spiritual baas. Hoe het vir God, hy is ons baas, you know. Nou, baie van ons wil nie ons spiritual baas volg en ons wil ons natuurlike baas by die werk, wil ons ja en amen. Hoe kan ons nie vir ons God ja en amen nie, want hy is aan ons spiritual God. Hy is aan die een wat meestal omgee vir jou as jou baas by die werk. Hy is die een wat meestal omgee vir jou, guys. Maar nou, daar word mos nie sulke hoeveel gesien. Hulle word mos nie sulke goed gesien, né, guys? Ek is nie veel te sê, guys. You know? Ja, maar nou vir die quality, because ek het nou net 'n video geskiet, né? Waar ek het geskiet die video, toe is dit heel onderste bo. Ek het, yo, guys, ek het fix daar gespit weer. Ek het fix gespit daar. You know? Ek het baie goed gesê wat important was, maar so wat, as die duiwelse manier om vir my onder te kry, van ek weet ek al baie frustrated as ek weer 'n video moet maak oor dieselfde topic. Imagine jy het nou klaar gedraf toe by die, ek is besig. Ek is besig, oma. Gaan nou kom. Imagine jy draf nou koppies doen, né? Maar nou kom jy by die huis. Dan moet jy sommer nou weer gaan draf. Jy is mos moeg, guys. Like, is fine, man. Hy is die duiwelse manier om vir my onder te kry. You know, ek skiet weer video, because ek weet, as iemand daar buite wat met die boodskap moet weet, wat die boodskap moet kry. You know? So, jammer vir die quality, guys. Is nog nie my fout nie. Die son het gaan sak, you know? So, guys, maar julle kan nog steeds vir my sien en vir my hoor. So, guys, hoe julle overthinking kan overcome, guys. Depression kan overcome. Because jy kan nie die goed wegsteek nie. Jy kan nie depression wegsteek nie. Jy kan nie overthinking wegsteek nie, because jy het baie gesien al, nie? As jy die vullis wil vee, en jy vee onder die mat, jy kan maar nou wat maak, guys.
Hy vullis gaan oppak daar guys en dit gaan erger raak. As meestal van ons probleme guys, as ons probleme wil wegsteek, as ons probleme wil in die sak steek, dat niemand moet ons sien nie. Ons pretend maar net, ons het nie depressie nie, ons pretend maar net, ons overthinking. You know, ons moet nie hy doen nie guys. As jy in 'n situasie, in 'n bad situation is, confront die situation, because dit moet opgelos word. Hoe dit opgelos kan word, dit moet na vore gebring. Jy moet dit na vore bring, jy moet dit op die tafel sit. As jy 'n probleem het, sit dit op die tafel, because wie anders gaan die probleem op die tafel sit? Jy moet die probleem op die tafel sit guys. Or op expect guys, ander mense moet 'n probleem oplos, maar as jy nie gaan sê dit 'n probleem nie. As jy nie vir God gaan sê dit sê help nodig, dan gaan jy mos nie veel help nie. You know? So guys, kom ons gaan aan. Nou baie van ons is bang om die next move te maak. Is bang om my obstacle te doen. Nou as ons nou 'n taakie gekry het, nee, van ons baas af. You know? Ja, van ons baas af. Hy gee vir ons 'n clear visie. Hy gee vir ons 'n of nee, hy gee nie vir ons 'n visie nie. Hy praat net, okay, los gou die baas. Like guys, as jy bang is vir iets nie, dan overthink jy mos. Overthink, bang, like depression. Dan is het eerst overthinking, dan wordt het depressief, dan wordt het depression, en dan inderdaad je om vrees, dan word je vrees bevangen. You know? Nou baie van hy kom in, hè. Like as ek het tip vir julle man. Nou as jy nie meer wil overthinking nie, as jy vir jouself sê, nee man, ek like jy overthink, jy wil nie die regte ding doen. Nou, God het ons vir ons almal 'n gawe gegee. Een ding, hy het ons een purpose gegee, een purpose in die life. Dis my purpose om vir julle te motiveer, om vir julle advice te gee. Nou wat is jou purpose? You know? Nie jou purpose vergelyk met iemand anders se purpose. You know, want julle het nie dieselfde person, julle is different persone. You know, julle het different destinasies. You know, as julle dieselfde persoon was, dan sal dieselfde destinasie gewees het. Destinasie gehad het. You know. So guys, nie veel te oppak met klomp dinge nie man. Fokus op een ding en fokus net daarop. Dat sal jy nie overthink. Fokus net op die doel wat God vir jou gegee het. Nou, dis nog weer hulle nie. Wat overthink. Nee man, as ek nou van die persoon dit gesê, hy persoon gaat nie van hou nie. Of hy persoon gaat nie van my hou nie, as ek nog gaat eerlik wees ek hou nie van hy persoon nie, of as ek nou vir die persoon wil help, maar die enigste way ek vir die persoon gaan help, is om eerlik te wees. Jy moet eerlik wees guys, jy kan nie vir persoon help en jy lieg vir die persoon nie, dan gaat die persoon erger raak. Jy moet eerlik wees, okay, het gaat 'n bietjie seer maak, want die waarheid maak seer, gaan 'n bietjie seer maak, maar die persoon gaan regkom, maar die persoon gaan gehelp wees. Hier die waarheid. Like al waarheid die waarheid is nie, jy kan nie die waarheid, jy kan nie die waarheid change, jy kan net leuns kan jy change. Word nou die leen en word jy nou die ander dag word jy weer volgende leen. Maar die waarheid bly die waarheid, jy kan nie die waarheid change guys, jy kan nie die waarheid change. You know? So as jy fear wil overcome, focus op een ding guys. As jy bang is om te praat, as jy bang is om vir jouself op te staan, you know? Like, as jy wil, like guys, as God vir iets in jou mind insit en jy is obedient towards God, nou die dinge wat jy vir in jou mind insit, as jy hy dinge gaat uitspreek, jy spreek net sy opdracht uit, dan kan jy mos iets verkeerd sien. Want hy is God se wil, as ons in God se wil insit, as ons in God se wil wandel, vorentoe, dan kan ons mos iets verkeerd doen nie. Ek sê nie ons is perfect, maar dan as ons meer gefokus, you know, want ons het net een ding om te doen. Ons het een visie van God gekry om dit te doen. As God vir my iets wys, dan doen ek dit. Ek overthink. Nou, hy is ons natuurlike mindset, ons overthink. Nou die duiwel, nee, hy gooi om met klomp goed. Ek het hier in 'n ander video gesê, die duiwel, hy gooi om met klomp goed op een slag. Maar hy weet, hy kan nie handle nie. En hy slaat aan mekaar op 'n weak points. Altyd op 'n weak points. Hy gee nie goed te veel. Hy gee nie veel goed te. En hy sit dit op sommer op jou sterkpunte nie. Want hy weet, hy gaan dit doen. Want hy weet, hy gaan slaag. Hy gee veel klomp goed te. En hy gaan sit dit
Jy gaan sit dit op jou weak points. Want hy wat God nie doen nie. God sit altyd die dinge. God gee altyd vir jou goede, wat jy weet jy kan achieve. God gee nie vir jou dinge wat jy weet jy kan nie achieve nie. Want God is hier een wat straf nie. You know, hy is een wat lief het. Maak nie saak wat jy doen, hy is nog steeds vir jou lief. Maar dan wil hy sê dat vir jou inlaat in die hemel nie. As jy verkeerde dinge doen op die aarde, guys, dan wil dit nie sê jy gaan in die hemel opeindig, guys. Die dinge wat jy nou doen bepaal hoe jy gaan lewe oor 5 jaar. Julle weet nie dalk dat jy my hele gaat besef, guys, die dinge wat ek doen nou gaan bepaal hoe ek gaan lewe in 5 jaar, 10 jaar, waar ek gaan opeindig. You know? Die dinge wat jy nou doen in jou natuurlike liggaam op aarde gaan bepaal hoe jy gaan lewe, waar jy gaan lewe in die hemel of in die hel. So guys, lewe net reg, man. You know, jy het 'n relationship met God. Wanneer jy nie 'n relationship met God gaan hê, guys, en jy kom op judgment dag en God gaan vir jou judge. Nou, wat het jy gedoen vir my? Hoe het jy vir my gedien? Ek het aan vir jou gawe gegee, maar jy het nie geluister vir die mense wat vir jou gesê het, dan moet jy doen. You know? Want julle ding mos sê God spreek deur iemand. Want God spreek baie deur my. So ek nog vir julle sê, nou spreek hy deur my, want God is woord. As jy woord uitspreek, dan word jy mos lewe. Nou ek verwag die ding wat ek nog vir julle sê, julle moet dit gaan doen, guys. Julle moet overthinking, man. Because overthinking is net iets wat 'n spirit is, guys. Overthinking is 'n spirit, depressie is 'n spirit. As jy bang voel, hy's 'n spirit, guys. Dan moet hy overcome. Nou die enigste rede, die enigste way hoe jy dit kan overcome, guys, is om dit te face. As om dit te confront. As om te sê, nee man, ek is sterker as dit. You know? En daar is die God, guys. As jy bid voel iets, as jy bid voel oor iets, as jy bid voel, nee man. As jy voel, nee, dis die regte somies vir my nie. Dis die regte meisie vir my nie. Maar ek gaan nog steeds by die meisie bly, of by die somies bly. Van hulle compliment vir my altyd, hulle sê altyd goeie dinge van my. Maar agter jou rug weet jy nie, hulle sê slegte dinge van jou nie. Hulle sê goeie dinge van jou, en hulle soek net 'n spesifieke ding van jou af. You know, van hulle weet, jy gee vir hulle elke keer pleasure, jy gee vir hulle elke keer geld, jy gee vir hulle elke keer die ding wat hulle soek van jou af. Dis hoekom hulle vir jou compliment. Maar wat jy nie weet nie, hulle praat dalk sleg van jou, agter jou rug. Guys, moenie te gou vir ander mense vertrou nie, man. Because julle kan julle trou van in mense en sit julle vertrou in God. You know, like ek sal baie frustrated wees as ek my hoe kan ek nou sê, like God is iemand wat alles ken. Hy ken alles wat uit alles geskaap in die wêreld. Hoekom sal ek my vertrou in hom sit nie? Ons as dit is vertrou in ons baas met die week. Ons het dus vertrou in hom. Jou baas gee vir jou 'n doel of visie en jy gaan doen dit so. Jy complain nie. Nou as God vir jou 'n visie gee nou in jou gedagtes. Nou die enigste difference between jou baas by die week en jou baas in die hemel en jou baas binne in jou baas wat hier in jou mind en week. Die enigste difference is jy kan physically sien wat jou baas vir jou sê. Jy sal gaan tel vir my daai op. Jy sal gaan praat met die persoon. Jy sal gaan doen vir my die taakie. Okay, hy is natuurlik. Jou baas het vir jou gesê. Jy het onmiddellik die boodskap gekry. You know? Nou waar God inkom, jou natuurlike baas, jou geestelike baas. Nou hy sê vir jou, jy moet dit gaan doen vir my. Nou baie van ons dink, nee man, hy is net 'n gedagte wat opkom. Jy gaan maar nie stuur haar aan nie. As jy disobedient, guys, jy is ongehoorsaam. God het vir jou vertrou. Ek gaan dink hy vertrou vir jou. Maar ons luister mos nie na die stemmetjie hier in. Jy weet vir jouself, nee, hy is die regte ding om te doen. Maar ons vir my, guys, want ons is nou te veel gefokus wat die baas vir ons sê. Die baas het gesê, ons moet vroeg by die week is môreoggend. Maar God het vir jou gestaan gesê, my kind, jy moet môreoggend daar wees, want hy is 'n siel wat jy na my toe moet bring. Nou, wat gaan jy nou eintlik kies? Hey guys, ek kan eerlik met julle wees, guys. Ek kan maar nou na natuurlike week is, maar as goed vir my sê, dis hulle nie 'n siel wat jy vir my moet gaan red. En as 'n klomp demons wat in sy liggaam is, jy gaan doodgaan. Wat sal julle doen, guys? Nou, as 'n persoon, hy is familie van jou, né? Jy ken hom glad nie. Maar jy weet waar hy bly.
Nou God sê vir jou, Tjusler, gaan aan toe, gaan na sy huis toe, en gaan red sy lewe, en gaan bring hom na my toe, gaan geef hom die boodskap, maar die next oggend, jy moet gaan werk, die baas het vir jou gesê, jou natuurlike baas het vir jou gesê, jy moet gaan werk morgenoggend, maar baie van ons nie, die sê dinge guys, baie van ons luister na God se stem, baie van ons avoid God se stem, you know, hoekom? Want ons kan dit nie physically, kan ons nie aanvat, kan ons nie, because dit is 'n geestelike gedagte. Jou baas binne die natuurlike week het vir jou gesê, Tjusler, gaan doen dit, dan moet jy dit gaan doen. Want ons ding is 'n moed, dat ons vir iemand gaan werk. Is jy 'n moed, guys? Hoekom kan jy nie vir God werk nie? Om vir God te werk is om obedient na God te wees, om jou purpose te doen wat hy vir jou gegee het, en om na die stemmetjie te luister wat hy vir jou gegee het in jou gedagte. Ek sal hy doen, guys. Ek sal hy verkies voor enige iets anders. En jy weet, God se blessings gaan kom so, guys. You know, God se blessings kom so, guys. Wat ek nog van julle eintlik wil sê is, as jy nie weet wat in jou next stap is, guys. As jy by situasies kom en jy weet nie wat om te doen nie, hoekom vra jy nie vir God nie? Die een wat alles weet. Hoekom kan jy nie vertrou in iemand sit wat alles weet nie, in die lyf nie? Maar jy sit liever jou vertrou in jou baas, by die week, of in 'n ander persoon, 'n natuurlike persoon. Jy het jou vertrou in hulle, maar jy sit nie jou vertrou in God nie, want God disappoint nooit nie. God laat jy miskien wag op iets, ja, maar hy disappoint jou nooit nie. So guys, hy is so jy fear, ek het nog baie goed genoem, maar hy is so jy vrees overcome, depressie overcome, overthinking overcome. As wanneer jy God se purpose volg, as wanneer jy God se woorde volg, as wanneer jy God se stemmetjie volg in jou mind, as God vir jou 'n opdrag gee, guys, en God gee net goeie opdragte, hy gee nie bad opdragte, so as jy nou wonder, Tjusler, nou, ek weet nou nie of dit God wat vir my gesê het nie, vir my dit gesê het nie, of die duiwel wat vir my gesê het nie. Nou waar jy die twee verskille kan, die duiwel gaan net slegte dinge vir jou in jou mind insit. God sit goeie dinge in jou mind in. Al wil dit nie goed vir jou. Nou al lyk dit nie bad vir jou, al lyk dit nie goed vir jou nie. En vra jy vir God. God, die boodskap wat ek nou van U af gekry het, is dit die regte boodskap? Is dit die boodskap wat ek moet vat van U af en dit so gaan doen? Dan gaan God vir jou sê, guys. So ja, guys, die video was nog 'n bietjie te lank. Daar's nog veel wat ek vir julle wil sê, maar ek sien julle in die volgende een, guys. Peace.